Goeiemôre, dis Sondag die 29ste Junie en ons is by dag 7 van 8. Ons het gereis deur die 6 van die 8 feeste van die Here en die 6 heilige stadiums van swangerskap. En nou is ons by die loofhuttefees, of soos dit in Hebreëus genoem word, Sukkot, wat beteken tydelike wonings, hutte of tentjies. Dis op die 15de dag van die 7de maand en weer eens, God se tydsberekening is perfek. Luister mooi. Op presies daardie dag, volgens mediese navorsing, verander iets in die baba se longe. Die longblaasies begin voorberei om suurstof op te neem en tot op daardie stadium was hy afhanklik van die plasenta, maar nou word hy voorberei om sy eie asem te haal. Asem, dis nie net biologies nie, dis profeties. Want wat sê God in Levitikus 23? Dat die volk moes uittrek uit hul huise en vir 7 dae in tydelike hitte woon. Hoekom? Want dit is 'n herinnering dat God selfs met hulle kom woon het in die woestyn, sy teenwoordigheid, in 'n wolk, in vuur en in waarheid. Maar dit wys op iets nog groter. In Johannes 1 vers 14 staan daar geskrywe: Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Die Griekse woord vir gewoon daar is skenol. Dit beteken om tent op te slaan of om in 'n tabernakel te woon. Jesus het onder ons kom woon, in 'n liggaam tussen mense. Soos daardie baba begin voorberei om asem te haal, so het die wêreld voorberei om Jesus te ontvang, die asem van die lewe. En die beste van alles, hy woon nie meer in tente nie, nie net in die hemel nie. Hy woon nou in jou deur die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vlees geword het, dat U onder ons kom woon het, dat U nou in ons kom woon deur U Heilige Gees. Dankie vir asem. Dankie vir die lewe. Dankie dat ek nie net bestaan nie, maar leef met U teenwoordigheid binne my. Laat my liggaam 'n tent wees wat U eer. Laat my asem 'n lied wees tot U lof. In Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is dit jou lewe gevul met sy asem wat iemand anders wys. Jesus woon in mense. Werklik. Ek wens jou 'n geseënde Sondag toe.